Goeiedag en welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na Shinozaki, daai distrik in Edogawa, Tokyo. Ons het 'n klomp interessante bronne van jou gekry. Artikels, notas, stukkies geskiedenis en ja, ons gaan probeer om die mees boeiende stories en 'n verborgde plekkies daaruit te trek. Die idee is om verby die gewone toeriste goed te kyk, jy weet, om die ware plaaslike gevoel van Shinozaki te kry. Veral sy geskiedenis. Presies. En daardie geskiedenis, soos jou bronne nogal duidelik uitwys, is, wel, dit hang alles saam met water. Shinozaki lê mos reg teen die Edogawa rivier en van sy begin tot nou het hy rivier alles gevorm. Selfs die naam Shinozaki vertel 'n klare deel van die storie. Goed, kom ons begin sommer daar. Die naam Shinozaki. Wat beteken dit nou eintlik? Die inligting sê Shino is 'n soort fyn bamboes of bamboesgras en Zaki beteken 'n landtong of 'n sandbank. Sjoe, kan jy jou indink hoe dit moes gelyk het? 'n Plek gevorm deur die rivier, sanderig met digte bamboes, lank voor al die geboue en paaie. Ja, nee, presies. En daai geografie het direk bepaal waar die eerste dorpies ontstaan het. Jy weet, plekke soos Kami-Shinozaki en Shimo-Shinozaki, hulle het nogal logies op die hoër dele gebou, die oeverwalle. Daai stroke grond wat oor tyd natuurlik opgebou is deur vloede. En die laagliggende dele rondom, perfek vir reislande. Die rivier het basies die uitleg bepaal. Dit maak sin. En alles daai oorspronklike landskap nou meestal weg, sê die bronne jy kan steeds spore daarvan sien, soos die Shinorabori Shinsui Rokyodo. Ja, daai een. Dis nou 'n groen wandelpad, maar dit was eers 'n kanaal, deel van daai ou waternetwerk. Presies. En dan is daar ook die Shinozaki Ryokuchi, daai groot park langs die rivier. Reg. So, dis plekke waar jy amper nog daai gevoel van water en oever kan kry. Dit wys maar net, selfs moderne beplanning moet soms kopknik na hoe die plek oorspronklik was. Daai park is meer as net mooi, dis 'n erkenning van die rivier. Goed, kom ons spring nou julle en terug in tyd. Een van die merkwaardigste plekke in jou bronne is die Shinozaki Sanjin Jinja. Glo dit as jy wil, dis blykbaar die oudste Shinto heiligdom in die hele Edogawa, gestig in 938. Ja, dis oor 1000 jaar se geskiedenis op een plek. Dis nogal iets. En die storie van hoe dit begin het is ook nogal dramaties, né? Ja, dit kom uit die tyd van die Taira no Masakado rebellie, groot ding in die 10de eeu. Die storie lei dat 'n kruier, Taira no Sadamori, hier gebid het vir vrede en waardevolle offers gebring het. En die heiligdom is toegewy aan Konohana Sakuya Hime. Sy word gewoonlik met berg Fuji verbind, maar hier ook vir dinge soos veilige geboortes en beskerming. Dit wys hoe so 'n plek oor honderde jare 'n diep geestelike ankerpunt vir die gemeenskap word. Maar dan beskryf die bronne iets wat regtig besonders klink, die Nobori Matsuri, die reuse banierfees. Ja, daai een. Elke tweede jaar op 1 Julie dan rig hulle 10 reuse baniere op. Ons praat van goed oor 20 meter lank. En 'n ton swaar. Hulle lig dit met net handekrag. Dis wild. Kan jy dit indink? Daai samewerking, dis ongelooflik. En wat nogal interessant is, die bronne sê, hierdie tradisie is eers weer in 1980 hervat, net voor die gebied regtig begin verander het met die nuwe treinstasie en so aan. O, regtig? Ja, dis amper asof die gemeenskap, jy weet, op die rand van groot verandering, gevoel het hulle moet teruggryp na hierdie sterk gedeelde ritueel, om te sê, hier is ons, dit is deel van wie ons is. Dis 'n lewende voorbeeld van hoe tradisie 'n anker kan wees. Dit bring ons weer terug na die rivier, die Edogawa. Dit was nie net landskap nie, dit was 'n hoofpad. In die Edo-tydperk 'n baie belangrike vervoerroete. Die bronne noem spesifiek die Gyotoku-bote. Ja, die Gyotoku-bote. Dis die naam vir daai spesifieke bote. Hulle het veral sout vervoer, van Chiba se kant af tot in die hartjie van Edo, wat nou Tokyo is. Dit moes 'n besige rivier gewees het. Sekerlik. Maar die rivier het ook sy donker kant gehad, né? Absoluut. Jou bronne vertel daai hartseer storie uit 1783, na die Asama-vulkaan se uitbarsting. Dis honderde kilometers ver weg, maar die liggame van slagoffers het afgedryf tot in die Edogawa rivier. Hey. En die mense van 'n dorpie daar naby
het uit medelee hierdie onbekende mense bymekaar gemaak en by die Zenyoji-tempel begrawe. En daar vandag nog 'n gedenksteen. Laat ek dit reg kry. Tenmei Sannen Asamaya Mafunka Ngasi Kuyohi. Dis hy, ja. Dis nogal aangrypend. 'n Monument vir deernis teenoor vreemdelinge, nie vir 'n oorlog of 'n held nie. Presies. En die rivier se gevaar was ook meer onlangs daar met die Kathleen Tyfoon in 1947, groot oorstromings. Maar teenoor daai natuurkragte staan dan die mense planne. Die Edogawara Suikomon, daai groot waterrek of sluis wat in 1943 klaar was. Ja, dis 'n goeie voorbeeld. Dit werk soos 'n huispak vir bote, né? Dit beheer die watervlakke sodat skepe veilig kan beweeg tussen die hoofrivier en die ou rivierarm. Indrukwekkende stuk ingenieurswerk vir daai tyd. En daai detail oor die kersiebome, honderde wat daar geplant is. Een bron sê dis geplant ter herdenking van die oorwinning in die Russies-Japaniese oorlog. Reg. Dit voeg net nog 'n laag geskiedenis by die hele prentjie. Hierdie kombinasie, die ou bootroetes, daai gedenksteen, die moderne sluis, dit wys hoe die mense en die rivier altyd maar soort van saamgeleef en mekaar beïnvloed het. En as jy as besoeker daai ou riviergevoel soek, die bronne noem die Yagiri na Watashi. O ja, die handaangedrewe veerboot. Presies, Tokyo se laaste een glo. Dis 'n lewendige stukkie geskiedenis. Dis tegnies net oorkant die rivier in Chiba, maar dis deel van daai selfde rivierwêreld. Praat van dinge wat amper verdwyn het. Daar's ook die storie van Shinozaki Zaru. Die bamboesiewe. Ja, spesiale bamboesmandjies of siewe wat hier gemaak is. Was blykbaar 'n groot tuisnywerheid, veral in die winter. Tot 200 huishoudings het dit gedoen as 'n ekstra inkomste in die vroeë 1900s. En hier sien jy daai klassieke storie. Na die Tweede Wêreldoorlog kom die goedkoop plastiek. En dis die einde van die bamboesware. Ja, die mark het basies net verdwyn. Vandag is daar glo net 'n paar ambagsmanne oor wat dit nog kan doen. Party is aangewys as lewende kultuurskatte. Dis 'n mooi erkenning, maar dit wys ook hoe skaars dit geword het. Dis 'n direkte gevolg van industrialisasie wat tradisie wegvat. So jy sal nie sommer meer die werkswinkels kry nie, maar daar is plekke wat herinner aan die bamboes. Daitaki Tushita Shimuhiroba. Ja, die bamboesvriendelike plein. Die regering onderhou dit vir bamboesbewaring. Dis amper 'n stil huldebly. Maar vir iets wat nog lewe, die bronne noem die Shinohara Furin Honpo. O ja, die windklokkies. Blykbaar die enigste plek in Tokio wat nog daai tradisionele Edo-styl glas windklokkies Furin maak. Dis nogal spesiaal, 'n kans om oud Tokio vakmanskap te sien wat nog aangaan. Dis 'n goeie punt. Party tradisies oorleef wel, al is dit moeilik. Dit staan nogal in kontras met die bamboesiwe. En dit bring ons by die meer onlangse Shinozaki. Die groot veranderinge, die Keio snelweg en veral daai Shinozaki treinstasie in 1986. Ja, dit het alles verander, né? Van 'n plattelandse dorpie na 'n besige voorstad. Ja, baie vinnig. En wat interessant is hoe die beplanners die uitdagings, daai laagliggende dele wat maklik vloed probeer vat het en iets positiefs daarvan gemaak het. Soos die groot Shinozaki park langs die rivier. Dis mos waar die Edogawa vuurwerkfees ook is. Presies. En dan, daai baie onverwagse ding, Shinozaki Ponyland. Ja, kinders kan gratis op ponies ry, reg op die rivierbank. Dis nogal uniek vir 'n plek soos Tokio. Dit wys 'n moderne manier van dink oor stadsbeplanning. Werk saam met die landskap se kenmerke, selfs die risiko's, eerder as om dit net te probeer beheer. Hulle het die rivier oorontwikkel vir ontspanning, terwyl vloedbeskerming ook verbeter is. Dis nogal slim. So as jy nou vandag Shinozaki sou gaan verken, op soek na daai laag van geskiedenis, waar anders kan jy dit nog sien of voel? Die bronne gee 'n paar wenke. Jy kan letterlik op ou paaie loop, soos die Shinozaki Kaido. Daai pad bestaan al van die Senkoku-tydperk af, was 'n belangrike soutroete. En vir 'n regte plaaslike oudtydse gevoel, noem hulle die Takanoyu. Die openbare badhuis. Ja, Sento, met daai klassieke teelmuurskildery van Berg Fuji. Dis 'n kans om te ontspan, soos mense al geslagte lank doen, en daai ou Showa-atmosfeer te kry. En dan moet jy ook jou oë oop hou vir iets kleins, Fudekizuka.
Ja, die gedenksteentjies. Klein heuwels of klippe wat leerlinge in die Edo-tyd opgerig het vir hulle onderwysers by die ou Tarakoya, die tempelskole. Hulle is glo oral oor Edogawa versprei. Klein, stille getuies van hoe belangrik opvoeding was. Vir die wat regtig wil diep delf, is daar natuurlik die Kyoto Shiryoshitsu, die plaaslike geskiedeniskamer. Ja, by die Green Palace gebou, daar kan jy argiewe sien soos die dokumente van die Sohara-familie. Hulle was hoofmanne van 'n ou dorpie daar. Dis vir die ernstige soekers. En net een baie belangrike punt. Jou bronne is duidelik dat enige stories online wat Shinozaki koppel aan daai gruwel-videospelletjie Corpse Party, Ja, daai gerugte. dis pure fiksie. Dit het niks met die regte Shinozaki te doen nie. Dis 'n goeie les om by die feite te bly. Absoluut. Met is versprei so maklik, veral deesdae. Maar die ware storie, soos jou bronne wys, is dikwels baie ryker en interessanter. So, om saam te vat, die Shinozaki wat uit jou bronne na vore kom, is soveel meer as net 'n woonbuurt. Dis 'n plek gevorm deur water, met eeue se geskiedenis by die Sengen Jinja, met echos van handwerk wat amper weg is en ander wat nog lewe, en 'n plek wat ongelooflik aangepas het by verandering, maar steeds daai band met die rivier het. Ons hoop hierdie gesprek het jou dalk nuuskierig gemaak om self bietjie dieper te gaan kyk. En hier's 'n laaste gedagte. As jy nou deur Shinozaki sou stap, langs daai ou kanaalpaadjie of deur die tempel of selfs net verby 'n nuwe woonstelblok, watter subtiele tekens van die verlede, watter stories wat ons vandag nie eers genoem het nie, sal jy dalk optel? Die storie van 'n plek is nooit heeltemal klaar vertel nie, né? Daar's altyd nog iets om te ontdek as jy mooi kyk en luister. Baie dankie dat jy saam met ons deur die stories van Shinozaki gereis het, gebaseer op die inligting wat jy verskaf het. Tot volgende keer.